Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here erg dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy wonderlike woord. Ons is die Here dankbaar dat hy ons uitgespaar het, dat hy vir ons nog 'n nuwe dag kom gee het. En die gebed van my hart is dat ons die Here ook in hierdie dag sal verheerlik. Ek dink vanmôre so aan hierdie baie besondere gesang 190. Nou hierdie lied het ons so baie gesing in die kerk en ons sing dit nog steeds van tyd tot tyd. En dit gee vir ons so baie deur van wat in die lewe van 'n kind van die Here moet aangaan. Gesang 190 sê: neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Die lied sê: neem my hande, maak al sterk, diensbaar in u goeie werk. Neem my voete skoeiel Heer met bereidheid tot u eer. Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in u Vaderhand. En die kersie op die koek van hierdie lied is die 5de vers wat sê: maak my hart vir u tot troon, deur u gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad altyd na u wyse raad. Ag vriende, ek het onlangs 'n gesprek met 'n man gehad en ek het vir hom gesê, ek hoop nie en ek glo nie dat jy dink dat hierdie lewe gaan net oor die hier en die nou en wat ons by mekaar kan maak en hoe gemaklik ons nou kan lewe nie. Daar moet iets meer in die lewe wees. En ag vriende, ons weet as kinders van die Here, daardie werklike betekenis van die lewe begin die dag as ons weergebore is. En onthou, as jy weergebore is, as jy vanmôre kind van die Here is, dan behoort jou lewe nie meer aan jouself nie. Die tydelike lewe het God vir ons geskenk. Die geestelike lewe het God vir ons geskenk. Daarom moet ons gebed daagliks wees: neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees meer en meer. Here, maak van my hart hierdie troonposisie van u, dat u deur u gees in my sal woon, dat u my wil en my gevoel en my daad sal rig om u dan te verheerlik. En ag vriende, dis my gebed vanmôre vir myself en vir u, dat ons daagliks sal bid: Here, neem my lewe, laat dit Heer. Here, my goud, my silwer. Here, niks is meer in my eie nie, want u is die koning van my hart en van my lewe. En Here, ek wil my lewe wy aan u, want ek het een lewe en gou gaan dit verby, en net wat ek vir u gedoen het, sal staande bly. Nou vriende, ons kom vanmôre by die baie belangrike en eintlik baie interessante en ek wil sê selfs kontroversiële saak van die skenking van organe of dan my liggaam vir navorsing. Nou, kinders van die Here oor die wêreld praat oor hierdie kwessie en soos die tegnologie vooruitgaan en soos ons meer kennis ontwikkel in die mediese gebied, kom ons agter daar is baie vrae wat gevra word en is die gebed van my hart dat die Here vir ons wysheid sal gee ook in hierdie bepaalde saak van orgaanskenking of dan my liggaam vir navorsing. Nou vriende, as ons kyk na die Bybel, dan is daar nie 'n vers in die Bybel wat sê jy mag of jy mag nie jou liggaam skenk vir navorsing of dan jou organe skenk nie. Daar is nie so iets in die Bybel nie. Ons vind nie 'n vers wat vir ons baie duidelik 'n riglyn gee nie. Maar daar is basies twee kampe in die kerk van die Here oor hierdie saak. En die een groep sê dat die skenking van organe of dan my liggaam vir navorsing is 'n liefdesdaad wat ek betoon aan my naaste. Die Bybelse mandaat is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jesus het dit geleer, die apostel Paulus het dit geleer, Jakobus het dit geleer, en elke Bybelskrywer eintlik praat van dat ons die Here moet lief hê met ons hele hart, siel en verstand, ons naaste soos onsself. En baie mense gaan van die redenasie uit en sê, die oomblik as ek liefde wil bewys aan my naaste, moet ek ook organe skenk, sodat ek ander mense se lewens kan vergemaklik, of my liggaam vir navorsing, sodat die mense wat na my kom, dan ook kan die vrug pluk uit die toetse wat gedoen is en die kennis wat opgedoen is deur my liggaam wat ek geskenk het vir navorsing. Baie gaan so ver deur te sê dat Jesus sy lewe vir ons aan die kruis gegee het en hy was bereid gewees om aan te sterf aan die kruis, sy liggaam op te offer, sy lewe te gee, sodat ons gered kan word. So ons kan ook ons liggame gee dat ander mense weer gered kan word, het sy deur orgaanskenking of my liggaam wat vir navorsing gebruik word. Nou vriende, daar is die ander kant weer van die munt, waar mense die kerk van die Here sê dat hulle staan orgaanskenking te en ook om jou liggaam te gee vir navorsing, omdat dit sal uitloop op die verminking van die menslike liggaam. En dan gebruik hulle sekere verse in die Bybel, in besonder die 1 Korintiërs 15 gedeelte,
of dan ook daardie gedeelte in 1 Korintiërs 6 wat sê verheerlik God in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort, die 1 Korintiërs 15 gedeelte, die opstandingshoofstuk in die Bybel. So daar is redelik kontroversie in die kerk van die Here, waar die ander groep weer sê ons mag nie ons liggame skenk vir navorsing of ons organe skenk nie, want dit sal neerkom dan op die skending of verminking van die liggaam wat die Here vir ons gegee het. Ons liggame behoort nie aan onsself nie, so ons kan nie daarmee doen net wat ons wil nie. Nou vriende, ek dink as ons lewe, dink ek nie wil ons liggame vermink nie. En ek dink baie belangrik is dat ons die onderskeid nou sal tref, dat wanneer ons sterwe, wat word dan van ons liggame? En ag vriende, ek wil nie kant kies by die een of die ander nie. Ek dink as iemand hulle liggaam wil skenk vir navorsing, of as iemand hulle organe wil skenk aan 'n ander ene, dan dink ek hulle kan met die oortuiging van hulle hart en in hulle siel dan so besluit maak en dit sal nie sonde wees nie. Aan die ander kant, as die groep dink dat dit die verminking gaan wees van hulle liggame en hulle wil dit nie doen nie, dan sê die Bybel moet ons staan en val by ons gewete. Dan moet ons dit nie doen nie. En nie een kan vir die ander een sê, as jy dit doen of nie doen nie, sondig of sondig jy nie. So ek dink hier kom weer die geestelike vryheid in. Ek dink dit is belangrik dat ons as kinders van die Here sal sien om nie wette vir mekaar te maak op sekere gebiede waar die Bybel nie vir ons duidelike riglyne gee nie. En hier is nie 'n baie duidelike riglyn nie. Daarom dink ek, as u dit wil doen, dan is u vry om dit te doen in Christus. As u dit in u gewete dan uitgemaak het, in u hart uitgemaak het, in u gewete, dan u nie beskuldig nie, dan dink ek is belangrik dat u dan volgens hierdie besluit moet handel. Maar as daar iemand is wat teen dit is, dink ek nie ek het die reg om vir hulle te sê dat hulle verkeerd doen nie. Nou vriende, as ons kyk na die Bybelse feite, dan wil ek vir u sê, daar is nie 'n vers in die Bybel wat vir ons sê links of regs, ja of nee nie. Daar is net 'n baie belangrike saak wat aangespreek word wanneer dit kom by orgaanskenking of wanneer dit dan kom by die kwessie van om my liggaam te skenk vir navorsing. En ek lees net vir u een van die dingetjies wat ek raak gelees het, wat my so bietjie onrustig gemaak het. En die persoon skryf, hy sê, daar is niks eties verkeerd om organe uit die dood te herstel nie. Maar die meeste suksesvolle orgaanoorplantings vereis dat enige voornemende organe aan die lewe gehou word met bloed en suurstof waar daardeur vloei totdat hulle uit die liggaam verwyder word. Hierdie dilemma is lastig, want ons kan nie en moet nie die beëindiging van lewe ten gunste van orgaanskenking ondersteun nie. Die mediese beroep het tradisioneel die staking van hart- en longaktiwiteit gebruik om die punt van dood te merk. Mediese tegnologie het gevorder tot 'n punt waar dit moontlik is om via 'n ventilator hart- en longaktiwiteite te onderhou vir dae of selfs weke nadat 'n pasiënt onomkeerbare alle breinfunksie verloor het. Daar was 'n druk in sommige mediese kringe om organe te oes wanneer die pasiënt hoër breinfunksies verloor het, maar nog lewe. En in 1994 het die Raad vir Etiese en Geregtelike Aangeleenthede van die Amerikaanse Mediese Vereniging sy opgedateerde mening uitgereik dat dit eties toelaatbaar is om babas wat sonder hoër breinfunksie gebore is as orgaanskenkers te gebruik. So en dan kom hier die persoon en sê, as Christene kan ons orgaanskenking slegs ondersteun in daardie gevalle waarin die dood deur alle kriteria bepaal is, insluitende algehele verlies van breinfunksie, eerder as net deur 1 of 2 kriteria. So die samevatting is eenvoudig. Vriende, ons kan nie ons liggame skenk vir navorsing of ons organe as ons nie eens medies dood verklaar is nie. U sien, dis nou waar die probleem inkom, en ek wil vir u sê, ons moenie ons families los met 'n kwessie, dat ons sê, luister, ons wil ons liggame skenk of ons organe skenk, en dan moet hulle eintlik die bepalende persone wees wat sê, okay, skenk dit, dis nou reg, en julle kan dit nou doen nie. Ek dink die belangrike saak is dat u in 'n dokument moet skryf, of dat u miskien in u testament moet skryf, dat as jy medies dood verklaar is, met ander woorde, dat aan al hierdie kriteria's voldoen is, dat 'n persoon dood is, dat hulle dan die liggaam kan gebruik, of die organe kan gebruik, en nie die organe of die liggaam gebruik, terwyl ons in aanhalingstekens eindig nog lewe nie.
Ek glo jy verstaan die kwessie. Hierdie raak nou 'n baie tegniese punt, wanneer 'n mens begin redeneer oor al die fynere detail, veral wanneer dit kom by die mediese beskrywings van dood en al hierdie dinge. Maar die gebed van my hart is, vriende, dat die Here ons wysheid sal gee. So kom ons vat gou saam. Orgaanskenking, daar's niks in die Bybel teen dit nie, en die Bybel sê ook nie vir ons per se ons moet dit doen nie. So as jy graag jou organe wil skenk of jou liggaam vir navorsing, doen dit met die grootste liefde. Maak 'n goeie beskrywing daarvan in u testament of in een of ander dokument wat u vir u familie kan gee. En as u dit nie wil doen nie, vriende, ons elkeen het 'n gewete, ons elkeen wandel volgens ons gewete, soos God ons uit sy woord oortuig. As u dit nie wil doen nie, dis geen sonde nie, is geen probleem nie, en u moet ook nie ander wat dit wil doen, dan sê dat hulle sondig nie. Kom ons gee mekaar die Christelike vryheid hierso, en kom ons vertrou die Here vir wysheid, en ons vertrou die Here dat hy vir ons genade sal gee, dat ons 'n lewe sal leef om hom te behaag, en dat wanneer ons by kwessies kom soos hierdie, ons werklik met studies uit die woord en navorsing wat ons doen en naleeswerk wat ons doen, tot 'n goeie besluit kan kom, waar ons gewete rustig kan wees en ons harte oortuig kan wees dat dit wat ons doen is die regte ding. Mag die Here u seën en mag die Here ook vir ons wysheid gee dat ons hom kan verheerlik in alles. Groete vir u, mooi dag verder, tada.